Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgeles deur Marlena Nel. Vrydag 19 Junie vir verdere studie. Die volgende aanhaling lees ons uit Ellen G. White, Christ's Object Lessons, bladsy 384. Dit maak nie saak wat mense sê hulle glo nie. Niemand het God waarlik lief, tensy hy sy broeder onbaatsigtig liefhet nie. Nietemin kan ons hierdie gees nie uit ons eie aankweek deur ons naaste te probeer lief hê nie, nee. Wat ons bekeer is die inwonende liefde van Christus. Wanneer die eie ek heeltemal deur Christus geabsorbeer word, loop mens oor van die liefde. Dan is dit spontaan. Ellen G. White, Christ's Object Lessons, bladsy 384. Die volgende aanhaling lees ons uit Ellen G. White Evangelism, bladsy 356. Wanneer dit by geestelikheid en toewyding kom, is die gevorderdste gelowiges die wat met getrouheid en belangstelling en so aktief as moontlik by die wen van siele vir Jesus Christus betrokke is. Ellen G. White, Evangelism, bladsy 356. Die volgende aanhaling lees ons uit Ellen G. White, The Acts of the Apostles, bladsy 105. Die beste bron van krag om die bose te weerstaan is behoorlike naaste diens. Ellen G. White, The Acts of Apostles, bladsy 105. Volgende aanhaling lees ons uit Ellen G. White, The Desire of Ages, bladsy 142. As ons die vreugde van Christus deelagtig wil word, die vreugde om te sien hoe mense deur sy soendood vrygekoop word, sal ons aktief by sy verlossingswerk betrokke moet raak. Ellen G. White, The Desire of Ages, bladsy 142. Die laaste aanhaling lees ons uit Ellen G. White, Education, bladsy 264. Kyk watter samesyn ons te beurt val, omdat ons saam met Christus kan werk. Diegene wat hierdie voorreg verwerp die enigste opleiding, wat mens geskik maak om eendag in die hemel samesyn met hom te geniet. Ellen G. White, Education, bladsy 264. Vrae vir bespreking. Vraag nommer 1. Waarom is die liefde so fundamenteel en essensieel vir enige vorm van doeltreffende getuienis? Vraag nommer 2. Die wen van siele vir Christus is gekoppel aan 'n persoonlike en dinamiese wandel met God. Op watter tydstip in jou lewe het jy al hierdie waarheid persoonlik beleef? Vraag nommer 3. Is daar 'n soort grondlyn of 'n soort basiese begrip wat mens moet hê as jy vir Christus wil getuig? Indien wel, wat is dit? Vraag nommer 4. Waar sou jy begin as jy 'n Bybelstudie aan die nie-gelowige moes gee? Wat is jou vertrekpunt om bepaalde leerstellings te staaf met die Bybel of om daardie persoon tot 'n kennismaking en vriendskap met Jesus aan te moedig? Vraag nommer 5. Sing die loflied Verlos, o lieflik is die boodskap in Advent Lofliedere nommer 195 of lees die woorde aandagtig. Dink dan aan die maniere waarop jy hierdie boodskap aan ander kan verkondig. Advent Lofliedere, lied 195. Verlos, o lieflik die boodskap, verlossing deur Jesus se bloed. Verlos deur sy groote genade, hy is vir sy kinders so goed. Verlos, verlos, verlossing deur Jesus se bloed. Verlos, verlos, hy is vir sy kinders so goed. Verlos, so gelukkig in Jesus, kan taal my geluk ooit beskryf. Ek weet dat die lig van sy aanskyn die donker vir altoos verdryf. Ek dink aan my dierbare Heiland, ek loof hom die hele dag lank. Ek sing want ek kan nie meer swyg nie,
Ek bring hom my liefde as dank. Ek weet ek sal eenmaal in skoonheid die koning ter eeue aanskou, wat liefderyk waak oor my skrede, my vul met 'n lied oor sy trou. Ek weet in die hemel is krone, waar Jesus ons wonings berei, en spoedig met harte volkome sal ons daar by Jesus gaan bly. Verlos, verlos, verlossing deur Jesus se bloed. Verlos, verlos, hy is vir sy kinders so goed. Ter opsomming, wanneer die liefde van God, as ook sy lewende, kragtige woord, ons daaglikse bestaan vul, noop dit ons om elkeen met wie ons te doen kry, lief te hê en Christus met hulle te deel. Om vir Christus te getuig, is iets wat mens op 'n biddende, sorgsame en doelbewuste wyse behoort te benader, en met die geloof dat die Bybel, die woord wat vanaf God se mond na die mensdom uitgaan, nie leeg na hom sal terugkeer nie, maar sal doen wat hy verwag en die doel sal bereik waarvoor hy dit gestuur het. Jesaja 55 vers 11 lees ons: So sal my woord wees wat uit my mond uitgaan. Dit sal nie leeg na my terugkeer nie, maar doen wat my behaag en voorspoedig wees in alles waartoe ek dit stuur. Kom ons sluit af met gebed. Ons liefdevolle Vader, ons dank U vir U woord en hierdie lesse wat ons kon leer. Dankie weer vir die herinnering en die inligting wat ons kon ontvang om U te deel met ander en nie uit selfsug vir onsself te hou nie. Liewer dat ons U kan deel sonder om af te dwing, maar kragtig en met liefde en vanuit die oorvloed wat U self in ons lewens uitstort. Liewe Vader, baie dankie dat U hart is met die wat afgedwaal het en dat U ons kan gebruik om hulle terug te bring na U toe. Help ons, liewe Heer, om nie net hoorders van die woord te wees nie, maar doeners, en vul ons met U liefde en U moed, dat ons 'n lig mag wees waar ook al ons gaan, om ander terug te lei na U toe. Ons gee eer aan U en ons dank U, in die naam van Jesus Christus alleen. Amen.